baie dankie dat u nou baie duidelik tot ons gaan spreek en ons vra werklik vir 'n woord vanuit die hart van God, dat ons sal verneem wat u deur die Gees tot ons wil spreek, in Jesus naam, amen. Ek het nie kans gehad om ons volgende lesing te laat tik of om hom af te rond dat my vrou vir ons kon doen nie, wat ons nou vanmorgen mee moes aangaan in ons reeks die bruid van Christus nie. En terwyl ek daar by die huis vir 'n oomblik nie weet wat om te doen en waarmee om aan te gaan vanoggend nou in ons tweede sessie, of ek kom het maar net kanseleer of wat nie, toe kom het duidelik by my, die Here sê duidelik vir my, nee, ek het een aand in die sentrum bedien oor die 7de man, dit het te maak met die bruidegom, en vooral wat die Here nou doen, en die Here sê vir my, ek moet vanmorgen om vir julle leer, nie preek nie, laat ons hom oopbreek en na hom kyk, vanuit 'n paar oogpunte en kante, en ek voel ons gaan dit doen, dit pas dan in by ons lesings. Volgende keer wanneer ons met mekaar kom, gaan ek vir julle 'n pragtige stuk gee oor waar die woord, waar sy in Hooglied sê, trek my, is 'n artikel wat baie mooi is, en wat ek weet die Here vir julle grootliks gaan mee seën, en ook dan 'n werkstuk saam met ons lesing, dis by ons volgende klas oor 2 weke. Goed, die 7de man, ek wil hê ons moet saam in Johannes 4 lees, blaai almal na Johannes 4 toe, en dan gaan ons daar lees, en uit Johannes 4 gaan ons vanmorgen lieflike kennis van Vader kry. Johannes 4. Ons lees vanaf vers 4. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Let op, baie belangrik, net die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. In die oorspronklike taal staan, hy het op die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep, waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Maar elkeen, dis die put van Jakob se water, nee, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan, roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig.
Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Sover. 'n fontein in die Bybel is, en ek gaan dit met groen skryf, is 'n tipe van lewe. Water is altyd lewe, is gelyk aan water. Fontein is lewe of water. Nou, hier vind ons dat Jesus kom by die fontein van Jakob. Jakob. En as Vader vir ons vanmôre help om werklik hierdie saak te sien. Ek dink in die boodskap het daar sekere lig opgegaan, maar as Vader ons vanmôre help om dit regtig te sien, gaan dit ons hele uitkyk verander. By die fontein van Jakob. Jakob in die Bybel is 'n tipe van die ou natuur. Die ou natuur, die ou lewe. Nou, Jesus kom by hierdie fontein van Jakob en hy gaan bo op die fontein sit. Dit is 'n sleutelwoord, bo op die fontein sit. Met ander woorde, die feit dat hy bo op die fontein plaasneem, beteken hy verseël die fontein. Hy maak dit vir jou onmoontlik om weer te trek uit daardie fontein. Want kyk, hy het nie vir nie daar aangekom nie. Die woord sê, hy moes deur Samaria gaan. Hy het daar aangegaan omdat God 'n spesifieke doel gehad het. En wat vir my pragtig hier is, in Openbaring, kom ons lees dit, laat ek dit nie quoteer nie. Lees saam met my gou Jeremia 2, vers 13. Jeremia 2, vers 13. Ek wil hê julle moet 'n baie mooi ding hier sien. Jeremia 2 vers 13 sê die volgende: Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen, my die fontein van lewende water. Wie is dus die fontein van lewende water? Jezus. My die fontein van lewende water het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Ook 17:13, blaai gou om na Jeremia 17 vers 13. Jeremia 17 vers 13, bladsy 714 Afrikaanse Naaslaan Bybel. Jeremia 17 vers 13, O Here, verwagting van Israel, almal wat u verlaat sal beskaamd staan, wie van die afwyk sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van lewende water, verlaat. Kan ons sien dat hier vind ons iets pragtigs. Die fontein van lewende water, Jesus Christus neem bo op 'n fontein plaas. Die put van Jakob. Die put van Jakob. Ons vind dus 'n fontein bo op 'n fontein. 'n fontein bo op 'n fontein. Ons vind die nuwe natuur wat plaasneem op die ou natuur. Op die ou natuur. Julle gaan nou verstaan hoekom ek dit by wyse van inleiding so beklemtoon. Kom ons kyk net weer. Fontein is 'n tipe van lewe, 'n tipe van water. Water is 'n tipe van lewe. Jakob is 'n tipe van die ou natuur. Wat gebeur die nag om dit te verduidelik? Toe Jakob by die Jabok met God worstel, wat teen die oggendure toe Jakob sterk is in sy krag, en so sterk dat hy inderdaad die een met wie hy worstel in 'n mate ondersit. Moenie 'n fout maak nie, die ou natuur is baie sterk mens. Dis een van ons grootste probleme waarmee ons worstel. Wat gebeur toe die goddelike wese hom wil verlaat, wat natuurlik maar 'n manifestasie van God in die vlees was, toe hy hom wil verlaat, toe sê hy, nee, ek sal u nie laat gaan voor hy my seën nie.
En die goddelike wese vra vir hom, wat is jou naam? Asof hy nie weet nie. Hy weet wat sy naam is, maar hy vra hom. En hy sê, Jakob. Hy sê, van nou af sal jy Israel wees. 'n prins van God. 'n prins van God. Met ander woorde, het Jakob dui op die ou natuur. Nou, wanneer vind hierdie ding plaas, dat die fontein van lewende water, Jesus Christus, bo op die fontein of put van Jakob plaasneem, waar daar met ander woorde 'n verseeling kom van die ou natuur, sodat jy net kan lewe deur die krag van die nuwe skepping. Gaan ek dit diep op verstaan ons wat ons sê? Verstaan? Wanneer vind dit plaas? Dat kom ek sê dit weer, wanneer neem die fontein van lewende water Jesus Christus plaas bo op die ou natuur, sodat daar 'n verseeling kom en dat jy net leef deur die krag van die nuwe natuur, daar nie meer 'n mengelmoes is nie, daar nie meer 'n gemengtheid is nie, daar nie meer 'n deurmekaar spil is nie, nie meer sielskrag en geeskrag nie. Kyk, dis hoe ons ongelukkig nog funksioneer in die dag. Soms is ons in sielskrag en soms in geeskrag. En ons wil nou net in geeskrag funksioneer. Wanneer gebeur dit? Die 6de uur. Die 6de uur. Kom ons lees dit. Die 6de uur. Dit was omtrent, vers 6, die laaste sinnetjie, dit was omtrent die 6de uur. Omtrent die 6de uur. Dit is besonder insiggewend, die 6de uur. 6 in die Bybel is die getal van die mens. Waar in jou lewe het jy 'n oomblik gekry, soos hierdie waarin ons bevind, dat die mens in sy regte meer beklemtoon word as vandag? Wie van julle het gistermôre dalk by Goeiemôre Suid-Afrika toevallig gesien die gesprek wat hulle gevoer het met 'n woordvoerder van COSATU, en dat hy wil in die nuwe grondwet ingebou hê die wettiging en die noodsaaklikheid van vakbonde. En die vraagsteller sê vir hom, nou maar as daar 'n volgende geslag mense is wat nie die noodsaaklikheid van vakbonde insien nie, hy sê ons wil ons toekomstige geslag se regte ook beskerm. Menseregte, die kerk van Laodicense, 6 is die getal van die mens, daarom 6, 3 maal 6 is inderdaad die mens in sy totaliteit. 30 is die getal van volwassendheid. En dit het te maak met 'n mens in die ware, volle rypheid van die oes as mens. Hy is inderdaad mens in die volle sin van die woord, en hy doen en maak en leef net soos hy wil. Net soos hy wil. Dis die getal van die mens. Ook is dit natuurlik 'n profetiese getal, wat te maak het met God se aktiwiteit. Hoeveel dae het God gewerk? 6 dae. En die watter dag rus hy? Die 7de dag. Die 7de dag. Dis 'n getal wat te maak het met God se aktiwiteit. God se aktiwiteit. Nou, God het 6 dae geskep en die 7de dag rus hy. Hoeveel, kom ons lees dit, ek gaan nie quoteer nie, ons is met 'n studie besig, of ons nou klaar maak of nie, maak nie saak nie, ons kan aangaan. Kom ons kyk in 2 Petrus 3 vers 8 na die volgende. 2 Petrus 3 vers 8. 2 Petrus 3 en daar vers 8. Petrus 3 vers 8 sê die volgende, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Soos een dag. Wat wil ek daarmee vir julle sê? Die volgende. Hoeveel dae is verby sedert die skepping begin het? As ons nou hierdie formule gebruik. 6 dae of 6000 jaar. Wat het nou, ons het nou aan die einde van die 6de dag gekom, en die 7de dag het begin om aan te breek. Die 7de dag, die dag van die rus van die Here. Kan julle sien hoe skakel die lesing in by ons vorige lesing in verband met die kerk moet nou in die rus van die Here inkom. Ons het verlang gesweet, lang gearbeid,
maar ons sal nie in die volheidslewe inkom deur ons eie aktiwiteit nie. Ons kom net daarin wanneer ons in die rus van die Here is. In die rus van die Here. Wanneer in jou lewe bo op jou fontein, die put van Jakob, plaasneem die lewende fontein, kom jy in die rus van die Here. Wanneer gebeur het? Aan die einde van die 6de dag of in die 6de uur. Daar kom met ander woorde 'n einde aan die mens, sielskrag. En God se aktiwiteit in jou lewe, hy het gewerk aan ons tot hierdie dag toe. Daar kom nou 'n oomblik wanneer jy in die rus van God ingaan en God in jou tot rus te kom. Ek wil ons met dit baie duidelik sien. Jy gaan in die rus van God in en God kom in jou tot ruste. Tot ruste. Ons lees het pragtig in Matteus 17. Matteus 17. Blaai na Matteus 17. Dit is die moeilikheid met lering. As jy leer, dan kom jy nie verder as 3 of 4 versies nie. Ons gaan nie verder kom as dit amper nie. Kom ons kyk na Matteus 17, vers 1 tot die vers 3, 4 of 5. Ons lees daar saam. En na hoeveel dae? Sê bykie almal 6 dae. Het Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. Let op net vers 1 se diepte. Mense, kom ons kyk na die volgende. Jesus het hoeveel disippels gehad? Hoekom het hy hier net 3? Dit is hulle, ja, gevolwasenheid, pragtig, maar ook het ons hierso, God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie, maar die woord sê, hy wat tot God nader, God sal tot hom nader. Ons vind in hierdie dag waarin ons lewe, as 'n groot groep volgelinge, en hulle is doodgelukkig om Jesus op 'n afstand te volg. Maar dan vind ons ook hier 'n groep met 'n begeerte om wat te doen, om in die volheid van die Here in op te beweeg. Ons het dus hierso 'n groep mense wat smag na meer as die gewone. Meer as die gewone. En in hierdie kringetjie het ons een wie met sy kop op die bors van Jesus gelê het. Wie was hy? Johannes. Kan julle sien hierso dat daar is ervarings en belewenis in die Here wat 'n verskil maak in 'n mens se lewe. Nie almal is bereid om met die kop op die bors van Jesus te lê nie. Kyk, dit verg iets. Nie almal is bereid om op die berg beteken in die Bybel 'n koninkryk, 'n heerskappy. Met ander woorde, wat het ons hier? 3 manne, volwasse, soos Annetjie gesê het, maar ook hulle wat werklik honger na God, wat ten volle onder sy bewind staan. Aan die einde van die 6de dag. Nie almal is onder die bewind van die Here nie, nie almal is onder sy koningskap nie. Nie almal is bereid om hom as koning te ervaar nie. Hulle het hom as Here, as redder aanvaar, as jy weergebore is, die regte stand voor God verkry, maar nie almal is onder sy koningskap nie. Daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil, 'n groot verskil. Dis 'n derde dimensie Christen hier. Onthou julle, ons vorige lesing het geëindig met die 3 dimensies. Hier vind ons nou 'n derde dimensie groep mense wat op die berg van die Here is. Hulle is volwasse, hulle is onder sy bewind en iets gaan gebeur hierso. Vers 2. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos lig. Daardie woorde voor hulle oë van gedaante verander. Dit beteken nie dat hy is van buite beklee met hierdie ligglans. Die woord is metamorfose. Dit beteken dat dit wat binne in hom is, het na buite toe uitgeskyn. Uitgeskyn. Dit is dieselfde wat in Romeine 12 vers 2 is. Wees nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander, metamorfo, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die welgevallige en volmaakte wil van God is. Wat het ons dus hierso? Ons het 'n groep mense met Christus die hoop van heerlikheid in hulle, maar daar gaan 'n manifestasie
van sy heerlikheid kom. Let op die volgende. Die manifestasie vind net plaas op die berg van die Here, onder sy heerskappy, en dit vind net plaas in volwasse mens. In volwasse mens. En dit wat binne is, kom na buite toe. Dis nie iets wat van buite af oor jou kom nie. Die hoop van heerlikheid is in jou. Sy naam is Jesus. Jesus. Kolossense 1 vers 27. Kan ons dit sien? Met ander woorde, dit wat in ons geestemensie is, gaan nou eenvoudig, terwyl ons onder sy bewind staan, so ontplof hier binne in ons. Daar gaan so 'n toename wees, 'n vergestalting van Christus kom. Galate 4 vers 19. Ek is vir julle in barensnood, totdat Christus in julle gestalte vind. Daar gaan so 'n vergestalting van Christus in hulle kom, wie met God gemeenskap hou. Hulle wat op die berg in eensaamheid is. Hulle wat sy aangesig soek. Hulle wat op hom wag. Daar gaan 'n manifestasie van sy heerlikheid kom. Wat het met Moses gebeur op die berg? Die heerlikheid van God het uit hom uitgestraal na daardie ontmoeting met die Here. Kom ons kyk gou in Hosea 6. Halleluja. Hosea is 'n profeet in die Ou Testament, bladsy 833 in die Afrikaanse Naasnaam Bybel, dis net na Daniel, is Hosea. Daniel is redelik bekend. Hosea. Hosea 6, vers 2 en vers 3. Hy sal ons na, hoeveel dae? Hoeveel dae is verby sedert die kruisiging? 2 dae. Ons het aan die einde van die 2de dag gekom. Op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. Ons is nou in die dag van die Here. Dis waar die Bybel van praat. Wanneer hy praat van ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, waar dat teen bose magte en lig, en dat ons bekleed met die wapenrusting van God, sodat ons kan staande bly in die dag. Daar's 'n beklemtoning op die diefstelle. Dit praat nie van elke dag staan nie, dit ook, maar dit praat van die dag waar ons nou in, die dag van die Here, die dag van die Here. Reg deur die Bybel ons hierdie wonderlike tema van die dag van die Here, die dag. Daarom wanneer ons sing, this is the day that the Lord has made, praat ons nie van woensdag, of donderdag, of vrydag nie, alhoewel hierdie dae almal deur die Here gemaak is. Julle wat sing ons eintlik? Ons sing profeties van hierdie dag. This is the day that the Lord has made. Watter dag? Die dag van die openbaring van sy heerlikheid. Die dag van 'n groep mense onder sy bewind. Die dag van 'n kerk op die berg van die Here. Die dag waarin elke koninkryk ondergeskik gestel word aan die koninkryk van God. Die dag van die volheid van Christus wat alles en almal vul. Die dag van die Here. Die dag van die Here. Nou kan julle sien hoekom ek sê ek is so bly dat ek vir julle vanmôre kan sê Jesus moes deur Samaria gaan. Ek kan vanmôre vir julle sê Jesus moes deur Rustenburg kom. Jesus moes deur elke stad en dorp in Suid-Afrika kom. Vir watter rede? Dat hy kan plaasneem bo op hierdie ou put. Wie van julle is moeg om met dieselfde lewe te lewe? Ek dink nie daar's een van ons wat aan die lering ontbloot is, wat nie op 'n plek gekom het waar ek nou nie meer wil trek uit my eie fontein nie. Ek is nou moeg daarvan. Ek wil nou trek uit die fontein van die lewende water. Want hy sê ook, as jy drink wat ek jou gee, sal jy nooit weer dors kry. Op hierdie oomblik sing ons nog, soos wat Dawid sê, soos 'n hert dors na waterstrome. Smag my siel na U, o God. Daar's nie een van ons vanmôre wat kan sê, die klimaks kan eis van Johannes 4. Nie een van ons kan, nie ek kan nie, nie een kan sê vanmôre, ek het nie dors. Ons almal dors na God. Is ek reg? Kan julle sien die profetiese konnotasie, die profetiese profiel? En dat ons in hierdie dae kom by die plek waar Jesus plaasneem, bo op hierdie put,
waaruit ons moes trek en waaruit ons geleef het. En ek dank die Here vir wat baie keer gebeur het in openbarings van hom, in manifestasies van hom. Maar ons beweeg nou in die 6de uur, die einde van die 6de uur, ons beweeg in die 7de uur in, waar die fontein van lewende water, Jesus Christus, gaan plaasneem op jou en my bron waaruit ons geleef het. En skielik gaan ons nie meer put uit die bron van ons godsdienstige agtergrond en ons verwysing nie. Ons gaan nie meer put uit ons kulturele agtergrond of verwysing nie. Ons gaan nie meer put uit enige ander bron as die fontein van lewende water. En omdat ons by hom gedrink het, sal ons nooit weer dorst kry. Halleluja. Nou, baie interessant, terug na Johannes 4 toe. Na Johannes 4. Johannes 4. Die vrou is 'n tipe van die kerk, dit weet ons. Reg deur die Bybel. Nou wat vra Jesus hierso? Hy sê in vers 7, gee vir my water om te drink. Water is 'n tipe van lewe. Met ander woorde, wat vra hy vir die vrou? Dit is nie fisiese dors nie, jy moet nie maak fisiese dors. Gee vir my jou lewe. Gee vir my. Hoekom vra Jesus? Wie julle? As ons toch net kon begryp dat God begeer. God het 'n behoefte aan ons gemeenskap en ons aanbidding en ons lofprysing. Daarom ons het vir baie jare gesing en in die laaste tyd sing ons het miskien nie so baie meer nie, maar Openbaringe 4 vers 11, Thou art worthy to receive glory, honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they were created. Thou art worthy to receive. Wie en hoekom, wat is vandag besig om te gebeur? Jesus is besig om by mense te kom en vir hulle te vra, gee vir my water. Gee vir my jou lewe. Ek soek na my manin. Ek soek na my metgesel. Ek soek na die een wie uit my sy uitgeneem is om my af te rond en my te voltooi. Ek soek na my counterpart. Ek soek na my een wat saam met my in die skepping gaan regeer. Ek soek na die een waarheen die hele skepping gedui het. Ek soek na die een wat elke paar diere na verwys het. Ek soek na die een wie my bruid sal wees. Ek soek na die een wie saam met my op die troon sal wees en sal regeer deur alle ewigheid heen. Dis wat hy vra. Dis wat hy vra. Dis hoekom hy by die vrou kom en vra, gee vir my water. Hy begeer om die een wat sy been en sy vlees is, hy begeer haar liefde, hy begeer haar aandag, hy begeer haar omgee. En wat is tragies vandag? Baie mense erken nie die verskyning van Jesus Christus. Sien, omdat ons so theologies gebreinspoel is, ons het so uit die siel uitgelewe. Mense, en elke theologiese omskrywing van God is gebore in die siel, die denke van die mens. Wat in die gees begin is, Galate. God het regverdigmaking deur geloof, is in die gees begin. Die charismatiese beweging, in die gees begin. Pinkster, tale, in die gees begin. Elkeen van God se herstelaksies het in die gees begin, bewaag geëindig. In die siel. En daarom sit ons vandag met mense. Ek sê vir julle, ons lees baie keer die Nuwe Testament, en dan sê ons, as Jesus in ons midde sal verskyn, sal ons nie maak soos die Jode gemaak het nie. Ek waarborg julle, as hy vandag in Rustenburg verskyn, in 'n vorm van soos ons vandag ken. Kyk, hy gaan nie inkom met 'n lang wit kleed en lang hare en soos ons 'n kinderbybel prentjie van hom het. Gaan ons hom verwerp. Ons gaan sy verskyning nie erken nie, want dit pas nie ons leerstelling nie. Dit pas nie ons gedagterigting in verband met hom nie. Dit pas nie in ons skrifvertolking in nie. Dit pas nie in ons metode in nie. Ek gaan 'n voorbeeld noem. Ek het die laaste paar weke redelik kwaai
en radikaal gepreek. Die mense wat was by die sentrum sal weet, ek het die krane oopgedraai en nie gespaar nie. Party ons het groot geskrik, want hulle het die eerste keer 'n profeet in aksie gesien, regtig. Ek het gesê, Jesus is nie hoof van die gemeente, as hy moet wees nie. Want as hy regtig hoof is, sal ons heeltemal anders leef. As ons werklik leef deur die fontein van lewe, sal elke diens uniek en anders wees. En elke ervaring sal anders wees. En ek wil vir julle 'n voorbeeld noem om het te illustreer. Ek het nou met Ian dit gedeel. As Jesus regtig hoof is van die gemeente, as hy werklik op ons fontein plaas geneem het, op ons bid, en ons leef nie meer deur ons denke, ons metode, ons tradisie, ons gebruik nie, maar ons leef deur die fontein van lewende water, Jesus Christus. Wil ek weer die voorbeeld gebruik wat ek nou vir Jan genoem het. Hier kom 'n man en 'n vrou met 'n 14-jarige dogter wat 'n rebel is. En hulle kom by my of pastoor Pieter en sê, pastoor, die jeug, die aktiwiteit van die jeug, daar's iets wat nie lekker is nie. Ons sukkel met ons dogter. Julle beter die jeugbediening van die kerk opknap. Tradisioneel, wat doen ons? Ons roep Niels in en sê, Niels, kyk, jy sal moet 'n plan maak, maar kyk, hierdie dogter is 'n rebel. En ons sê, kom ons beroep nog 'n jeugpastoor, of kom ons doen nou dit, of kom ons doen nou dat. Ek sê vir Ian nou daar buite, as ons werklik onder sy hoofskap staan, wat gebeur? Ek noem het vir pastoor Pieter nou die dag, hy sê, nee, maar jy kan nie. Hy sê, hoe kan jy 'n probleem van iemand bekend maak? Op daai oomblik dink ek nie daarin nie, maar ek sê nou vir Ian hier buite, my Bybel sê vir my, as een lid lei die hele liggaam. Ek het nou die dag hierdie snyplek hier opgedoen, maar my hele liggaam het dit geweet. En ons moet wegstuur van daardie privaatheid. Ek wil nie my probleem bekend maak nie. Dis as gevolg daarvan dat daar nie oorwinning van mense kom nie. Nou kom Ian en hy sê vir my, pastoor, ek noem het nou, want ek het met hom nou daaroor gepraat, my dogter. Hy sê, sal julle nie bid, maak het aan die leiers bekend, maak het aan die gemeente bekend, dan hoor ons wat ons hoof sê, hoe moet ons die saak met ons dogter hanteer? Kan julle die verskil sien? Nou leef jy nie meer uit die fontein van Jakob nie, jy leef uit die fontein van lewe. Wat gebeur? Nou noem ons het onder ons leierskap, en ons sê, die man en vrou het 'n probleem met hulle dogter. En ons moet begin bid en Vader vir strategie vra, dat Jesus sy hoofskap uitoefen en vir ons 'n plan gee. En ons noem het Sondag in die gemeente, en ons sê, hier's 'n deel van die liggaam wat ly. Hulle het 'n probleem, en ons wil die probleem vir die liggaam noem, en ons wil vra, dat ons almal nou bid, en van Jesus 'n oplossing kry, of 'n plan kry, hoe om hierdie saak te hanteer. Kan jy sien hoe ver is ons van die merke af, mense? Wat gebeur? Daar mag 8, 4, 5, 6 dinge gebeur. Ek wil net so 1 of 2 alternatiewe noem. Daar mag 'n ouer egpaar kom, wat 3 of 4 of 5 dogters groot gemaak. En hulle kom by my en pastoor Pieter, of by Niels, en sê, die Here lê op ons hart. Ons het 5 dogters groot gemaak. Hulle al 5 gaan goed aan in die lewe. Ons wil so bietjie by Ian en Marie, of dan by die egpaar kom, en bietjie saam met hulle tyd deurbring. Ons wil bietjie saam met hulle lewe. Ons wil hulle bietjie help. Ons wil net vir hulle bietjie wys, waar daar miskien 'n probleem of 'n fout is. Kan julle sien wie's nou hoof? Jesus. Of Niels kom met iets wat God in sy hart gewerk het. En hy sê, hy voel die Here het op sy hart gelê om die volgende te doen vir die jong mense, en die Here, dit werklik as sy gees gewerk, en as gevolg van daai aktiwiteit, doen die Here vir daai dogter iets. Dan mag 3, 4 ander, 5 ander gedagtes kom. Nou is Jesus hoof van die gemeente. En nou leef ons uit die fontein van lewende water, en ons leef nie uit die fontein van Jakob. Sien ek goed wat te ver is, mense? Verstaan julle wat die Here sê? Oh, halleluja. Halleluja. Oh, bless God. Kom ons aanbid hom eers vir 'n paar oomblikke. Sy salwing is so sterk hierso. Karabasitolo Mosaya Pata Barabakasitolo Mosaya Pata.
Ons aanbid die Here. Ons bely dat ons so selfvergenoegd en selftevrede en selfversorgend was en aanmatigend was. Vergewe ons, Here. Vergewe ons, Here. Ons bely dat Jesus koning is van ons lewens. Ons bely dat ons het aan die einde gekom van die selflewe, aan die einde gekom van die sielspoging. Ons het gekom aan die einde van dit wat ons kon produseer en voortbring, sielskrag en die metode van die mens. En ons sê dankie, op ons put het iemand verskyn, het net plaas geneem, en toe ons daar kom om te trek, toe sit daar een op ons put, ons kan nie meer trek nie, want hy sit op ons put. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Kabasitolomo Sayaban. Dankie, Here, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, bless God, dankie, Here. Dankie, Here, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Yes, my God, hallelujah. Dankie, Here, dankie, Here. Yes, my God, we bless you, Jesus. Hallelujah. Dankie, Meester. Dankie, Here. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, bless God. Bless God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, my God. My seuns en my dogters, ek het julle gebring op my heilige berg, sê die Here. Ek het julle getrek. Ja, ek het julle getrek. Dis nie jou eie poging of jou eie krag nie, maar in jou binneste het jy bewus geword van my trekkrag, sê die Here. En ek het jou gebring op my heilige berg. Jy het moe geword, want die hange is styl. Jy het somtyds gewonder of jy ooit die boonste piek sal bereik. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat ek is jou bekwaammaking en jou instaatstelling. En omdat ek jou trek, sal ek jou bo op my berg bring. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, moenie afkyk en bang word, as jy die duiseligwekkende hoogte sien, waarteen ek jou uitgebring het nie. As jy boontoe kyk en jy sien die loodreg kranse, moenie skrik nie, my seun, moenie skrik nie, my dogter. Want ek die een wat jou gebring het tot waar jy nou is die een wat jou sal vat tot bo op die berg. En wanneer ek jou bring bo op die berg, en jy daar die heerlikheid van my aanskou, wanneer jy inbeweeg in my volle plan vir jou lewe, dan gaan jy die groot vrede smaak, wat ek vanaf die begin van die wêreld vir jou gewil het. Dan sal jy die vreugde smaak, wat ek vanaf die begin van die wêreld vir jou gewil het, sê die Here. Daarom, my seun, my dogter, skep vanoggend moed, skep moed, sê die Here. Moenie kyk na links of na regs nie, moenie kyk na dit wat verhinder dat jy bo kom nie. Ek het die geloof in jou hart begin, en ek sal dit voleindig, sê die Here, ek sal dit voltooi. Al wat jy hoef te doen in hierdie môre is, aanskou my, sê die Here.
Ja, vestig jou hoop niet op my en trek van my. Ja, trek van my krag, trek van my lewe, trek van my wysheid, trek van my geregtigheid, sê die Here. Ek het dit alles vir jou gegee. Trek dit vanmôre. Leef deur dit wat ek in jou is, sê die Here. Moenie langer probeer leef deur dit wat jy dink of dit wat jy geglo het nie. Leef deur dit wat ek in jou is, sê die Here. En dan sal jy op my berg staan. En as jy op my berg staan, sê die Here, en jy op die hoogste hoogte uitgekom het, en jy in my majesteit en heerlikheid is, dan sal jy wonder, hoe kan dit moontlik wees? Hoe kon dit ooit gebeur het? Ek het dan nie probeer nie. Dis nie ek wat dit gedoen het nie. Dis omdat dit ek die Here is wat dit doen, sê die Here. En dan sal jy my sien soos ek is. En wanneer jy my sien soos ek is, sal jy wees soos ek is, spreek die Here. Halleluja.